Goeiemôre en baie welkom. Ek lees graag vir julle ons oggendgebed vanoggend. As jy wil, kan jy dit toemaak en sommer net die woorde ontvang. God of deepening relationships. God in continuing conversation. May we welcome each other with courage, knowing that being together changes who we are. We pray that through respectful relationships, we transform the imbalances of power to allow each other and each one of us to fully belong. And may it be that in holding silence and in listening well to each other, we hear your voice in the midst of us. Mag jy volgens die ervaring hê dat die Here met sagte oë na jou kyk, en mag dit vir jou 'n uitnodiging wees om ook met sagte oë na jou eie lewe en na die mense rondom jou te kyk. Goeiemôre en baie welkom. As jy volgende vir die eerste keer hier is, ook baie welkom aan jou en ook welkom aan ons aanlyn gehoor wat elke week ook inskakel. Dit is goed om julle te sien. Daar's eintlik net 2 afkondigings wat ek graag wil maak, voor ek vergeet daarvan. Die een is, op die 4de Maart is daar 'n bazaar hier by die kerk. Dis 'n Vrydagmiddag en Marius het my gesê en Karen is ook vanoggend hier, so sy is 'n bietjie die hoofmeisie van die bazaar en sy het my gesê dit is 'n oudtydse bazaar. So julle is baie welkom om die middag saam met ons te kom geniet. Dis die een ding, en die ander ding is, en dit is ook in die blaadjie, daar's 'n week van gebed wat Renay aanbied in Maart maand. Ek dink dit is die 14de Renay, 13de. En die Sondag aand, ek vermoed die 13de, is daar in die groot kerk is daar 'n aand van psalms en musiek. En Ramanda en Johannes, wat laas jaar by 'n paar plekke ook opgetree het by ons en gesing het, hulle bied dit aan. Waar daar psalms gesing gaan word en waar daar gedigte gelees gaan word, so julle is baie welkom ook daai week aan te sluit by ons. Gelowiges het nog altyd geglo, dit is nodig vir ons om ons ritmes te onderbreek. Andersins sien ons die goed verby ons gaan en ons sien nie vir wat dit is nie. So hulle het vir mekaar gereeld herinner, staan stil waar jy is en luister lank genoeg. So ons gaan mekaar vanoggend uitnooi om dit te doen wat die gelowiges van die begin af geglo het. Om stil te staan en 'n bietjie langer te luister. So ons gaan vir die volgende paar oomblikke gaan ons so in stilte sit. Jy kan jou oë toemaak as jy wil. Miskien wil jy terugreflekteer op jou week. En alles wat dalk gebeur het. Die uitdagings wat jy gehad het. Die oorwinnings wat daar wel plaasgevind het. Goed wat jy ontwrig het. Of dit miskien wat jou getroos het. Miskien wil jy dalk 'n paar oomblikke net so sit in die stilte, met die klanke in die agtergrond, en bewus word dat die Here daar was, in elke oomblik van die week, in elke gesprek, in tye wat dit moeilik was, en in tye wanneer die lewe 'n bietjie makliker was. Die Here was daar. Ons gaan net so 'n paar oomblikke in die stilte sit en dan gaan ons luister na 'n ou gebed
waar die digter geskryf het, wees stil en weet die Here is by jou. Ek wil graag vir julle 'n teksgedeelte lees vanoggend. As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy saam lees, andersins gaan ek sommer vir julle dit voorlees. Dit kom uit Johannes 21 van vers 11 af. Jammer, eintlik van vers 7. Voor ek lees, ek het die aircon aangesit. Is dit reg so, want dit blaas op julle? Is dit goed so? Is dit okay? Want ek voel dit is 'n bietjie warm, maar ek kan so ons hou dit maar aan as dit reg is met julle. Okay. Teks kom uit Johannes 21 af van vers 7 en dit sê as ons die storie begin lees, dan tel ons die storie op wat net na Jesus se opstanding is. En die disippels, waar onder andere Petrus, het weer teruggegaan na dit wat hulle gedoen het voordat hulle vir Jesus ontmoet het. Hulle het weer teruggegaan om vissermanne te wees, by die plek waar hulle vandaan kom. En die teks vertel dan hoe hulle dan gaan visvang het. Petrus en van die disippels, en hulle deur die hele nag het hulle vis gevang en niks gevang nie. En toe sien hulle iemand op die strand wat vir hulle sê, maar gooi die net aan die ander kant uit, en toe trek hulle van die visse uit. En dan vertel die storie dat die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here, toe hulle die iemand sien op die strand. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal en in die water gespring. En hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent so 100 tree. En die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. En toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê, en daar was brood ook. En Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. En Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. En toe sê Jesus vir hulle, kom eet. En een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe en neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat die Here aan sy disippels verskyn het nadat hy die dood opgewek is. En dan vertel die skrywer hierdie gedeelte. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. En hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. En Jesus vra toe vir hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het.
En hy sê vir hom, laat my skape vei. Ons is die afgelope tyd van laasweek af, het ons begin met om saam te dink oor hierdie reeks vir die jaar, die tema van Stellenberg, ons gemeenskap se tema vir die jaar. En dit is ons behoort. Ons het laasweek begin dink daaroor, en hierdie week gaan ons saam reflekteer oor dat ons behoort aan God, maar wat van my sonde en my skaamte? Ek dink van al ons herinneringe is die kere waar ons besluite geneem het of keuses gemaak het waar ons onsself en ander mense seer maak wat die moeilikste somtyds is om te verwerk. Die foute wat ons dikwels geneem het na plekke waar dit moeilik is om weer terug te kom waar ons wil wees. Ek dink as ons teruggaan in daai herinneringe, is wat by ons bybly en wat by ons agterbly, nie so seer hoe dit gevoel het om uitgevang te word nie, of om ontbloot te word nie. Maar die ding wat agterbly, as ons keuses en besluite gemaak het wat ons self en ander mense seer gemaak het, foute, dan is die ding wat agterbly, die skaamte. Skuld kan jy nog verwerk, maar waarheen neem jy die skaamte? Dit bly in jou. Dit is 'n kanker wat jou kan verteer. En die storie wat ons lees volgende, is 'n storie oor 'n man wat vroeg met skaamte. Dis dieselfde man wat nie lank voor dit nie genoem was die rots van die kerk, wat genoem was visser van mense, wat op water geloop het. Dis dieselfde man wat vir Jesus gesê het, ek gaan altyd by jou bly tot in die einde, net om op die einde, tussen vreemdelinge en rondom 'n vuur, woorde te sê wat ek vermoed, hy op daai stadium gedink het, om die res van sy lewe by hom gaan spook. En dit is, ek ken die man nie, ek weet nie wie hy is nie, ek het niks met hom te doen nie. En dit is hierdie gekompliseerde, verwonde Petrus, wat dan weer terugkeer na die visserbote toe. En maar is dit nie ook wat ons maar almal doen, met ons skaamte nie? Ons gaan weer terug na 'n plek toe, wat veilig voel, en bekend voel, wat gemaklik is, na 'n plek, enige plek, waar ons net weer kan voel, ek het waarde. So Petrus vlug weer terug na die bote en na die nette, na dit wat hy gedoen het, voordat hy Jesus geken het. Op soek na 'n tyd en 'n plek in sy lewe, waar hy nie skaamte gevoel het nie, waar hy nie verwond gevoel het nie, waar hy nie Jesus geken het nie. En as gelowiges glo ons op 'n diep plek in ons, en die troos waarin ons vashou, is dat daar eintlik geen plek en tyd in ons storie is waar Jesus nie is nie. Dat Jesus net soveel by ons is as ons stil staan in die lewe, as wanneer ons wil wegvlug. Net soveel in ons oorwinnings as in ons mislukkings. Ons glo dit nie altyd nie. Dit is moeilik om meeste van die kere dit te ontvang. Maar dit is waarin ons as gelowiges vashou, en dit is wat vir ons troos gee. En dit is wat Petrus op die strand ontdek het. Dit is wie hy ontmoet het op die strand. Dit is die troos wat hy ontvang het. Daar is die oomblik in die storie. As jy weet wat Petrus gedoen het in sy lewe, daar is 'n oomblik in die storie waar daar hierdie ontmoeting dan weer is tussen Jesus en Petrus. Daar is 'n oomblik wanneer hy weer in die oë kyk van hom wie hy verloon het en gesê het, ek ken hom nie. En ek vermoed, as jy die storie lees, dan wonder jy so, wat gaan Jesus dan sê? Hoe gaan Jesus optree? Wat is dit wat hy gaan doen? Hier is die oomblik.
En wat met my gebeur het is, Jesus vermy nie die moeilike gesprek nie. Hy ignoreer nie dit wat Petrus gedoen het en maak asof hy dit nie gesê het nie. Jesus het die moeilike gesprek met hom. 'n eerlike gesprek. En hy neem hom terug na die plek van sy skaamte. Dis die moeilikste ding vir ons, om weer terug te keer na daai plek en daai tyd, wanneer die skaamte oorweldigend was. Maar Jesus vat hom terug na daai plek toe. En dan, wat interessant is, Jesus preek nie vir hom nie, Jesus verdoem hom nie, en Jesus kla hom nie aan nie. Wat Jesus wel doen, is hy maak vir hom kos. En hy sê, kom sit en kom eet. En wat vir my interessant was hy hanteer hierdie man, wat ek vermoed geweldig baie selfhaat gehad het, en ek vermoed baie van ons was miskien al daar gewees. Hy hanteer hierdie man wat soveel selfhaat gehad het, wat soveel skaamte gehad het, hy hanteer hom op 'n sagte, deernisvolle manier. En hy hanteer hom met veiligheid. Soveel so dat hy vir Petrus sê, dis ek en jy gaan saam na daai plek toe, wat jy wil van vergeet. Hy omring hom met veiligheid. En hy nooi hom uit om sy skaamte te herbesoek. Nie om hom te shame nie. Nie om hom te sê, jy het dit nie reg gekry nie, kyk wat jy gedoen het nie. Hy doen dit sodat iets met Petrus kan gebeur, sodat daai deel wat in hom gebreek is, weer kan heel word. Sodat daar herstel kan kom. En dis hoekom Jesus vir hom sê, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief, laat my skape wei. Hy nooi hom uit om weer daar te gaan. Want Jesus weet, as dit binne jou bly, dan vreet dit jou op van binne af. Wat met my nogal gebeur het, toe ek die storie lees hierdie week, ek het gewonder, hoe sal ons oor ons eie skaamte, oor ons eie foute en ons eie mislukkings dink, as ons vir mekaar dit veilig maak om ons foute te herbesoek. Hoe sal ons dan daar voel? Soos Jesus met Petrus gemaak het. Veiligheid vir mekaar gee om dit te herbesoek. Veiligheid om weer te probeer. Die veiligheid om dalk miskien ons mislukkings te verpak in ander taal. Veiligheid om liefde te ervaar in die mislukking. Onvoorwaardelike liefde. Hoe sal dit wees as ons mekaar 'n veilige tuiste kan bring, waar ons skaamte te kan kom neersit. En ek dink die punt van die storie is, die troos wat daar vir Petrus was, en wat hy ontdek het op die strand, die troos is dat al wat regtig saak maak, in sulke tye van jou lewe, is dat Jesus weet, maar ons is meer as ons foute. Ons glo dit nie regtig nie. Ons glo meeste van die kere, ons is ons foute. Maar Petrus ontmoet iemand op die strand wat dit anders sê, anders doen, dat ons is meer as ons foute. En ons hoef nie weg te vlug daarvan af nie. En dat hy weet hoe lyk die donker plekke waarheen ons vlug as ons misluk. En natuurlik, hy weet om 'n vuur te maak en 'n ete voor te berei waarby ons kan gaan kom aansit en regte eerlike gesprekke met hom hê. Jesus se verskyning aan Petrus
net soos al Jesus se verskynings aan mense na sy opstanding, dink ek sê nogal vir ons baie oor hoe God is, en wie God is, en wat vir God belangrik is in sulke tye. As jy stories lees oor Jesus, nêrens na sy opstanding verskyn hy aan mense en oordeel hulle, of neem wraak, of kom sê hulle sleg, of kom straf hulle. As nie in so 'n storie nie. Wat jy wel lees is Jesus ontmoet sy vriende. Hy maak vir hulle kos. Hy kom wys sy wonde aan Thomas. Hy noem vir Maria op haar naam. En hy doen moeite om 'n verhouding wat seer gekry het, te kom herstel. En te kom sê, maar kom ons praat hieroor. Ons geen vergelding nie. Jesus fokus op verhoudings en rekonsiliasie en op liefde. En hy spandeer die laaste van sy dae op 'n strand, waar hy kies om 'n gesprek te hê met iemand, terwyl hy weet dat die antwoord wat hy vir hom kan gee, hom weer kan seermaak. Maar hy kies om dit te doen. Dit is wie God is. En ek dink, as ons die vraag moet antwoord, en ek weet nie wat die antwoord is nie, maar wat ons in die begin gehad het, as ons mekaar sê ons behoort aan God, maar wat van my skaamte, waarheen vat ek dit? Waarheen vat ek my sonde? Jy vat dit aan toe. Jy vat dit aan die strand toe. Dis die troos wat ons ontvang. En Jesus se eerste inklinasie is om met deernis na jou te kyk, om met sagte oë na jou te kyk. Daar's 'n skrywer, Brené Brown, wat hierdie ding geskryf het. Sy sê, shame cannot survive being spoken. Ek dink wat sy bedoel het is, skaamte leef net in ons. As jy dit uitbring, as jy dit verwoord, dan verloor dit sy mag. Dan is dit soos as wat in die wind wegwaai. Skaamte oorleef nie 'n lig wat daarop skyn nie. Dan sê sy, the antidote to shame is empathy. Petrus het dit ervaar op die strand. Hy sal miskien bygevoeg het, and grace. As ons met sagte oë na mekaar kyk, dan maak ons mekaar veilig om dit wat binne ons bly en besig is om toe te gaan, dan help ons mekaar om dit uit te bring. En dit maak ons vry. Dis die evangelie. 'n God wat met sagte oë na ons kyk. As ons vanoggend die nagmaal gebruik, dan herinner ons mekaar daaraan. As jy die brood eet en die wyn drink, herinner jou aan Jesus se woorde, waar daar liefde is en waar daar deernis is, daar is ek. Daar wag ek op die strand, daar braai die vuur, daar bak ons brood, daar het ons regte gesprekke oor die lewe, en daar kyk ons met deernis na mekaar. Daar ontvang ek jou, daar nooi ek jou. As jy vanoggend die behoefte het om die nagmaaltekens te kom ontvang, dan nooi ons mekaar uit om dit te doen. Ons gaan dit vanoggend 'n klein bietjie anders doen. En ek wil graag vra dat ons dit in 3 bewegings doen. Hier is ons brood en wyn hiervoor. En ek gaan sommer vra vir elke blok om op jou tyd vorentoe te kom. Ons kan miskien begin by julle. Om sommer so hier rondom die kers te kom ontstaan. Renay gaan vir my help om die tekens dan uit te deel. Eet die brood, drink die wyn en ervaar dat die Here met 'n teerheid na jou kyk. De sagtheid. En sê, kom sit hier by my. Ek stap saam met jou. Terwyl ons dit doen, gaan ons luister na
ou stuk musiek, brood van die engele, wat sê dat die Here gee vir ons wat ons moet hê wanneer ons dit moet kry. Die Here is elke dag met ons, waar ons ook al gaan. Ek lees graag vir julle hierdie gebed van John Donahue. Miskien is dit woorde wat jy saam met jou wil inneem in die week. To come home to yourself. May all that is unforgiven in you be released. May your fears yield their deepest tranquillities.
And may all that is unlived in you blossom into a future graced with love. Aan die begin van ons saamwees het ons hierdie kers aangesteek as 'n stille herinnering dat die Here elke dag by ons is. Aan die einde van ons saamwees blaas ons hierdie kers uit, omdat ons op 'n diep plek glo dat die Here gaan saam met ons, waar ook al ons gaan. Ontvang die genade van die Here. Mag die genade van ons Vader, en die liefde van sy Seun, en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees, maar waar ook al jy gaan, by jou bly. Mag dit vir julle 'n mooi week wees, 'n goeie week, en 'n gesonde week. Totsiens.